Die leringreeks wat oor uitverkiesing gaan en uit verskillende dele bestaan, is gebaseer op Romeine 9 tot en met 11. Dis 'n vers tot vers bespreking. En deel 1 van ons reeks oor uitverkiesing het ons by Romeine 9 verse 1 tot 12 stilgestaan. As jy nog nie daarna geluister het nie, wil ek jou aanraai om daar te begin. Daar is gekyk na die onregverdigheid van genade. Hoe kan genade aan mense as 'n geskenk gegee word wat niks gedoen het nie? Die Jode het geglo dat hulle alles nagekom het en tog voel hulle uitgesluit. Daar is ook, jammer genoeg, wettiese Christene wat so voel en mense veroordelend uitsluit wat nie volgens hulle standaarde presteer nie. Dis mense wat uitverkiesing in eie hande neem en hulle opinie lig. Paulus noem dat ons in Christus 'n onafskeidbare eenheid is. Dan herinner Paulus die Israeliete dat hulle nie moet vergeet van alles wat hulle van God ontvang het nie, waarvan die belofte tot seunskap, wat my aanbetref, die heel grootste is. Die mense worsteling met is ek in of is ek uit, is 'n vreesgebaseerde leuen. Dis liefde, liefde en nogmaals liefde. Dis sy onvoorwaardelike liefde wat jou uitverkiesing in Christus 'n feit maak. Dis waar ons in deel 1 geëindig het. Kom ons staan nou by Romeine 9, verse 12 en 13 stil. En terwille van konteks lees ek vers 11 ook. Want toe die kinders nog nie gebore was en geen goed of kwaad gedoen het nie, is vir Rebekka gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Nou, hier is wat Paulus sê. Kinders is in die baarmoeder, nog nie gebore nie. Beide seuns het geen goed of kwaad gedoen nie. Oudste sal die jongste dien. Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Nou, as jy by die letterlike verstaan van hierdie woorde vassteek, mis jy die karakter van God geheel en al. Nog nie gebore nie, nog geen goed of kwaad gedoen nie, maar die een het ek lief en die ander een haat ek. Dis mos nie 'n God van liefde en genade nie. Dan moet 'n dieper waarheid in hierdie woorde weggesteek lê. 'n Geheimenis, 'n verborgenheid, 'n misterie. 'n Paradoks is 'n stelling, 'n uitspraak, 'n mening wat skynbaar belaglik, onlogies en verspot is, of 'n teenstrydigheid bevat, of 'n teenstelling is met die algemeen aanvaarde mening, maar dit druk in werklikheid 'n onderliggende waarheid of versoenbaarheid uit. Die eerste een is Esau, en hy sal Jakob dien. Hy was immers die oudste. Jakob was die jongste. Het die profetiese woord ontvang Rebekka, terwyl sy die tweeling nog verwag het. Die tweeling is nog nie gebore nie. Weet ons al wie van die twee die eerste gebore gaan word? Nee. Wat ons wel in Genesis 25 lees, is dat die twee teen mekaar binne in haar gestoot het. Dit moes pynlik gewees het. En sy raadplig die Here. En die Here antwoord haar. En die Here het haar geantwoord. 2 nasies is in jou skoot. En 2 volke sal vir mekaar gaan uit jou liggaam. En die een volk sal sterker wees as die ander. En die een sal die jongste dien. Genesis 25:23. Praat van paradokse. Die laaste sal eerste wees, die wat eerste is, laaste. Kom ons kyk na Jesus se woorde rondom laaste en eerste, voor ons weer teruggaan na Romeine 9.
Matteus 20:16. So sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste, want baie is geroep, maar min uitverkies. Het is so jammer, dat so baie nooit ontdek dat hulle gekies is, om uit te vind dat almal in Christus geroep is. As jy nie jou roeping en jou verkiesing vasmaak nie, besef jy nooit wie jy is nie. Jy leef as 'n geblinddoekte, en jy besef nie, dat jy na die beeld van God drie-enig geskep en herstel is nie. Jy's kind van God, letterlik seun van God met 'n klein letter. Miskien gou so ietsie oor geslag. Paulus noem dat daar nie meer man en vrou is nie, Galasiërs 3:28. Daarom is ons bruid van Christus en ons is seuns van God. Ek hoop dit gee rustigheid in jou gemoed. Romeine 9:13. Soos geskrywe is, Jakob het ek liefgehad en Esau het ek gehaat. Hierdie skrifgedeelte kan beslis nie letterlik gelees word nie. En ons kan ook net die afleiding maak dat die helfte van God se kinders geliefd is en die ander 50% gehaat is nie. Dis sinnebeelde, net so Sara en Hagar, Isak en Ismael. God het ons nooit gekies op grond van Jood of heiden, man of vrou of ons goeie werke nie. Daaroor is Galasiërs 3:28 en Kolossense 3:11 klink klaar. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Galasiërs 3:28. Waaraan die Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Kolossense 3:11. Let op dat God se uitverkiesing van Jakob bo Esau hoegenaamd niks met hulle optrede te doen gehad het nie. Liefgehad en gehaat het alles te doen met wat Jakob en Esau simboliseer. Kom ons kyk allereers na wat die Bybel sê oor Jakob en Esau se werke. Voordat sy ware identiteit in Christus nog nie aan Jakob geopenbaar is nie, het hy desperaat probeer om soos Esau te lyk. Hierdie is uiters belangrik om te verstaan. Allereers probeer ons op eie krag om Vader se seën te verkry. Jakob het Esau se klere aangetrek in 'n poging om die seën van sy vader Isak te kry. Ons probeer soos iemand anders lyk. Ons dink dat ons uiterlike voorkoms bepaal wie ons volgens onsself en ander is. Maar is absolute bog. Ons ware identiteit is binne in ons. Sy ware identiteit was nog steeds weggesteek agter die bokvelklere van Esau, die vleeslike mens. En hier is die probleem waarvoor Jakob se oë moes oopgaan. Ja, Jakob en Esau is twee persone, maar hulle is beslis meer. Hulle is simbolies, tipografies, sinnebeelde. Hulle is eerder twee kante van dieselfde persoon. Jou goddelike natuur in Christus en jou vleeslike natuur in Adam. Maar hierdie stryd is afgehandel. Wanneer is daar met jou vleeslike natuur in Adam gedeel? Op Goeie Vrydag, 2000 jaar gelede. Op die dag is ons saam met Christus gekruisig, het ons saam met Christus gesterf en is ons saam met Christus begrawe. Op die derde dag het ons saam met Christus opgestaan en het ons die goddelike natuur in Christus ontvang. Dis nou genade op genade op genade. Soos wat God Jakob liefhet, haat God ook die valse Jakob. Kom ons kyk na twee voorbeelde uit die Ou Testament. Amos 6:8. Die Here het by homself gesweer, spreek die Here,
die God van die leerskare. Ek het 'n afskuw van die trotsheid van Jakob en haat sy paleise. Daarom lewer ek die stad oor en al wat daarin is. Micha 1:3-5. Want kyk, die Here gaan uit sy woonplek uit en hy daal neer en betree die hoogtes van die aarde en die berge smelt onder hom en die laagte skeur oop, soos was voor die vuur, soos water wat langs 'n helling afstroom. Dit alles vanweë die oortreding van Jakob en vanweë die sondes van die huis van Israel. Dat dit nie om Jakob of Esau as individue gaan nie, is duidelik. God haat ook die valse Jakob. Die hele punt is dat God nie Jakob as individu liefhet, terwyl hy Esau as individu haat nie. Hy is lief vir elke individu. Maar God haat beslis wat Esau simbolies verteenwoordig. God haat die valse Esau. Maar terselfdertyd het Esau ook 'n ware self in Christus, wat die beeld van God dra. En dit gebeur wanneer God die geheimenis openbaar, dat hy in ons is. Onthou toe Jakob en Esau versoen is, en Jakob van Esau sê, wat om jou aangesig te sien, is soos om die aangesig van God te sien, nou dat jy my gunstig ontvang het. Genesis 33:10. Esau wat ek gehaat het, is nou beelddraer van God. Esau weet wie hy in die Here is. Maar die proses kan ook omgekeerd wees. So kan ons na die gehate Dawid kyk. Dis die Dawid wat oorspel en moord pleeg. God haat wat Dawid aangevang het. Of Moses wat kwaad word en die rots die tweede keer slaan. Abraham en Sara wat planne beraam en saam besluit dat 'n nageslag uit Abraham en Hagar moet kom. Saul, voor hy bewus is dat hy in Christus wedergebore is, teenoor Paulus wat bewus word dat Christus in hom is. Wat God haat, is wat sonde aan ons doen. Hy haat niemand nie. God is liefde. Wanneer ons van die Here bewus word, kom ons ware self na vore. Ons is almal sy geliefdes. Ons kan nie God se liefde blokkeer nie. Ons sonde bewys juis God se onvoorwaardelike liefde vir ons. Nou, wie blokkeer dan? Die Bybel praat in Jesaja 59:2 van 'n skeidsmuur. Dis ons probleem met God. Ons blokkeer God se liefde. Daar is nie meer 'n skeidsmuur nie. Die skeidsmuur is in ons eie siel en gelaai met skuldgevoel. Ons bewussyn van ons ou sondige natuur veroorsaak dat sonde en oortreding en ongeregtigheid 'n skeiding in ons verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees vorm. Maar dis 'n leuen. Die middelmuur van skeiding is afgebreek vir Jode en vir heidene. Efesiërs 2:14. By God is die deur altyd oop. Liefde kan nie anders as om die deur oop te hou nie. Hierdie feit dat God ons almal onvoorwaardelik liefhet, was die kern van Paulus se boodskap. Ek herhaal, hy het ons almal lief. Niemand word gehaat of is uitgesluit nie. Dis ironies dat Paulus beskuldig is dat hy vryheid om te sondig verkondig. In die skrif wat Paulus in sy verweer gebruik is Romeine 6:1 en 2. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde, dis nou ons verlore identiteit, afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Nou, as jy meer oor sonde wil leer, en die verskillende vlakke, luister gerus na die lering, is sonde jou Achilleshiel. Ons dink op een of ander manier
dat goeie werke guns by God koop. Die kerkgeskiedenis wemel van die voorbeelde. Luister na Jesus se direkte woorde op die werke van die wet. As ons statisties na Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat kyk, is dit 50% uitverkies en gered en die ander 50% nie uitverkies nie en nie gered nie. Lukas 13:23. Iemand het gesê, Here, so dit lyk asof net 'n paar gered word. Jesus het hierdie persoon geantwoord, deur spesifiek met die godsdienstige Jode te praat, wat deel is van sy gehoor, maar wat hom deur hul wettiese lens aanskou en die hele storielyn mis. As ek na sommige Christene luister, is hulle van mening dat die persentasie ongereddes nog veel hoër is. Hulle glo dat slegs 'n handjievol gered is. Luister na die volgende vers. Lukas 13:24. Julle kan voortgaan en die mees uiterste maatreëls tref waarmee julle self probeer om deur die deur van die huis na binne te glip. Maar helaas, ek sê vir julle, menigte sal probeer om in te gaan en sal nie daarin slaag nie. Maak nie saak wat ons self gaan probeer nie. Ons kan nie self probeer om deur die deur van die huis na binne te glip nie. Jesus sê, menigte sal probeer om deur die deur in te gaan, maar die deur is nie ek nie. Dis die deur van die wet, waardeur julle na binne wil glip. Jesus is die deur, en die deur het die deur van die wet gesluit. Dis kardinaal om te verstaan, die deur van die wet is gesluit. Die deur staan ook nie op 'n kiertjie nie. Die probleem wat baie Christene het, is dat hulle in die gees begin en met die vlees eindig. Paulus moes die Galasiërs hard aanspreek. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle, vir wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Galasiërs 3:1-3. Romeine 9:14. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Die midder in Afrikaans, om te sê dat God onregverdig is om die punt te mis. Passion Translation. So what does all this mean? Are we saying that God is unfair? Of course not. God is nie onregverdig omdat hy dooie deure toemaak nie. Weereens moet ons die vraag reguit vra. Is God onregverdig? Wel, as jy dink God het doelbewus een mens bo 'n ander gekies om of hemel of hel toe te gaan, dan lyk dit nogal onregverdig. God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Handelinge 10:34. Jy glo dus dat God doelbewus een mens bo 'n ander gekies het. En aan watter kant is jy? Vrees om nie verkies te wees nie, is 'n aanduiding dat jy reeds op jou eie geregtigheid staat maak om die klip binne te gaan. Elke individu is 'n Esau met die saad en beeld van God binne-in. Jesus Christus is die uitverkore saad van Jakob. Hy is binne elkeen van ons. Hierdie saad werk van binne af buitentoe, nie van buite af binne toe nie. Daar loop jammer genoeg te veel Esau mense rond wat nog nie bewus is van Christus in hulle nie. Die grootste geheimenis wat aan Paulus geopenbaar is Christus in ons, die hoop van die heerlikheid,
Kolossense 1:27. Sonde is die nie bewus wees van Christus in jou, en sodoende weet jy nie wie jy is nie. Sonde is verlore identiteit, maar Jesus Christus het jou kom vind. Dis nou goeie nuus. In deel 2 het ons by Romeine 9:13 en 14 stilgestaan. Daar is gekyk na die onregverdigheid van genade. Hoe kan genade as 'n geskenk aan een mens gegee word, maar nie aan 'n ander nie? Jakob en Esau was die voorbeelde, maar hulle is sinnebeelde. Dit kan nie letterlik gelees word nie. Jakob en Esau se lewens het daarvan getuig. Ook kan ons nie deur werke gered word nie. Of God onregverdig is, sal in deel 3 nog verder bespreek word. Onthou en hou vas daaraan. Dis liefde, liefde en nogmaals liefde. Dis onvoorwaardelike liefde wat jou uitverkiesing in Christus 'n feit gemaak het. Mag die Heilige Gees jou naprediker wees.